Goeienaand almal. Net hoor of ons daai klank reg het. Hallo, daar is hy. Goeienaand almal. Welkom by ons volgende lesing. Ons het tot dusver gekyk na die algemene konsep van die Babel-syndroom. Die tweede aand het ons 'n bietjie gekyk na wilskrag, hoe wilskrag werk inleidend. En toe het ons gekyk na nutriënte, die voeding wat ons nodig het. Vandag kom ons by daai gedeelte wat die voetsool, die teerpad tref. Daar waar dit nou prakties begin raak in terme van die uitlewe van jou geloof en jou interaksie met ander mense, maar ook daar waar jy die stryd het met jouself. En daai gedeelte in ons vergelyking van die fisiese teenoor die geestelike, noem ons dit oefening. So, voordat ons begin, kom ons buig in die hoofde en bid ons saam. Hemelvader, ons is dankbaar dat ons weer eens die geleentheid het om meer te leer oor geestelike groei en ook daai verband wat daar is tussen fisiese ontwikkeling en geestelike ontwikkeling, en ons vra dat U ons daar sal lei deur U Gees, dat ons sal insig hê, dat ons sal verstaan wat ons gaan bespreek, sodat ons dit ook prakties in werking kan stel, dat ons hierdie beginsel sal toepas wanneer ons met ander mense te doen kry, om die evangelie ook met hulle te deel. Help ons, leer ons, lei ons deur die Gees, in Jesus naam. Amen. Goed, ons begin deur te vra, wat is fisiese oefening? Wat is fisiese oefening? Dis enige iets wat jy fisies gaan doen, wat jou liggaam gaan eintlik onder spanning plaas, om hom te kan versterk, beter te maak, fikser te kan maak. So dis liggaamlike aktiwiteit, wat algemene gesondheid en welstand bevorder of handhaaf, en fisiese oefening kan in 2 kategorieë verdeel word. Wie kan vir my sê, wat is daai 2 kategorieë? Sê weer? Aerobies, ja. En ander ene? Om dit maklik te stel, dis kragoefeninge en dan uithou oefeninge. Nou, uithou oefeninge is daai aerobiese oefeninge. Dis wanneer jy byvoorbeeld lang afstande gaan draf of enige ding doen wat jou asemhaling gaan opjaag, terwyl kragoefeninge is wat daai spier gaan sterk maak. So kom ons kyk gou-gou. Wat is 'n kragoefening? 'n Kragoefening is 'n metode van oefen met die doel om spierkrag te verbeter deur geleidelik die weerstand te verhoog. Aanvanklik wanneer jy daai curls begin doen, dan kan jy dit miskien net doen sê nou maar met 10 kg, maar later kan jy doen met 12, dan met 15, dan met 20. Soos wat jou spier groter word en sterker word, kan jy 'n groter lading vat. Dan kragoefening sessies vergroot die weerstand geleidelik en doelgerig om die ontwikkeling van die spier en die spierkrag te stimuleer. As jy net kragoefeninge gaan doen, dan gaan jy nou opeindig soos Arnold Schwarzenegger of een van daai manne. Maar as jy nou die ander oefeninge gaan doen, dan is dit nou nie die resultaat nie. Wat is uithou oefeninge? Dit is iets wat te doen het met daai uithou vermoë. Dis langdurige oefening teen 'n relatief lae intensiteit, wat gemik is op die verbetering van kardio-respiratoriese funksie, saam met aerobiese kapasiteit. En dit help jou om dan meer te kan uithou. So, dit het baie te doen met jou vermoë om daai asem te kan, genoeg asem te kan hê, om die spier voortdurend te kan laat aanhou. Dis nou as jy byvoorbeeld iemand soos Bruce Fordyce word. Dis iemand wat nie, hy's nie groot nie, hy's nie Arnold Schwarzenegger nie. En Arnold Schwarzenegger sal nie kan uithou soos Bruce Fordyce nie. Hoekom nie? Totaal verskillend gebou. Die een spesialiseer in die kraggedeelte, die ander een spesialiseer in die uithou vermoë aspek daarvan. So, maak krag en uithou oefening seer, enigsins. Natuurlik, beide doen. Daai kragoefening wat jy in die gimnasium doen, die volgende dag is daai spiere van jou bitter seer, maar net so met die uithou oefening. So daar seer kry aan al 2 kante daarvan, is nie asof ene jou vrywaar van dit nie. So ja, soos mens krag en uithou oefeninge doen, word spiere onder druk geplaas en uitgeput. Die spiere skeer op mikroskopiese vlak en moet herstel word. Nou dis daar waar jy die regte voeding nodig het, sodat wanneer jy dan nou gaan slaap, die voeding by die spier kan uitkom en hom kan herstel, sodat jy sterker en weer in 'n beter toestand kan wakker word. Nou, die praktiese applikasie, dit wat ons eintlik hierdie week op fokus, is die geestelike.
So wat is geestelike oefening dan? Dis enige aktiwiteit waar geloof uitgeleef word en die potensiaal vir weerstand of konflik ontstaan. Geestelike oefening kan ook in 2 groepe, kategorieë verdeel word. Presies dieselfde as die fisiese. Dis kragoefeninge en uithou oefeninge. Nou kan jy sê, maar wag 'n bietjie. Hoe nou? Waar is die uitleef van jou geloof iets wat met krag te doen het of iets wat met uithou te doen het? En hierdie beginsels is Bybels. Ek gaan dit nou vir julle wys. Wat is geestelike krag? As ons gaan kyk na Romeine 1 vers 16, dan sê dit, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. So wat volgens die Bybel is geestelike krag? Dis die evangelie. Hoekom noem hulle dit 'n krag? Is dit maklik vir 'n mens om te verander? Nee. Maar het jy al gesien dat iemand verander van byvoorbeeld 'n absolute krimineel na 'n toegewyde gelowige toe? Dit gebeur nie deur 'n mens nie. Dis die krag van God wat in die persoon gewerk het. Hoe iemand kan verander van 'n dwelmverslaafde na 'n toegewyde gelowige toe. Nie deur mense nie. Die krag van God wat werk in 'n mens. Nou, dit is 'n geestelike krag wat dan gewerk het in daai persoon. As ons kyk na 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Nou wat het die vorige vers en hierdie vers in gemeen? Die vorige een het gepraat van, as ek net vinnig na hom toe teruggaan, hy het gepraat van die evangelie van Christus. In hierdie vers word dit genoem die woord van die kruis. Wat is die verskil tussen daai 2 goed? Is dieselfde, is twee verskillende maniere om dieselfde ding te verwys. En die interessante ding is, in die meeste van die verse in die Nuwe Testament, wat verwys na die krag van God, het dit iets te doen met die evangelie, met Jesus aan die kruis. Want dis die enigste krag wat werklik 'n persoon soos handomkeer kan verander. 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 24 sê, want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en wysheid van God. Weereens, Christus is sentraal. Christus aan die kruis, die woord van die kruis, die evangelie, die goeie nuus. Die woord evangelie kom eintlik van 2 verskillende woorde af. Die ene is eeu, maar nie soos eeu, soos in slegte kos nie. Eeu beteken goed. En angelion, dis waar ons ook die woord engel vandaan kry. Euangelion, die goeie nuus. Die goeie, party Bybels word vertaal en genoem die blye boodskap. Dis letterlik wat dit beteken. Dis die goeie nuus van Christus aan die kruis. So, geestelike krag is die evangelie, dis die storie van Jesus Christus. Maar let nou mooi op. Ons praat nou van 'n geestelike kragoefening. Wat is dit dan? Want geestelike krag is die evangelie. Nou kyk daar. Hy noem spesifiek, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Dis 'n geestelike kragoefening. Dis die oefening van om uit te gaan en mense te vertel, Jesus het vir jou gesterf. Is dit 'n gewilde boodskap? Nee. Gaan daar seerkry wees? Verseker, ons gaan binnekort nouer daarna kyk. So, geestelike kragoefening is dan die verkondiging van die evangelie van Jesus. So, hoe doen ons geestelike kragoefeninge? Jakobus 2 vers 14 tot 17 sê, wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit?
Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Wat sê hierdie vir ons in terme van die verkondiging? Verkondiging kan nie net met die mond wees nie. Verkondiging moet ook in daad wees. Goed? So ja, 'n geestelike kragoefening is wel om te vertel oor Jesus, maar om ook 'n verskil te maak in die lewe van die persoon, afhangende van hulle spesifieke behoefte. As iemand nie klere het nie, dan is die boodskap van die evangelie baie meer effektief as ons ook vir hulle help met dit wat hulle nodig het. Maar beteken dit dat ons in elke opsig en al hulle behoeftes voorsien sonder enige verantwoordelikheid van hulle kant af nie? Nee. Dis altyd 'n gebalanseerde boodskap in die skrif. Want dieselfde Bybel wat vir jou sê, ons moet vir hulle ook gee wat hulle nie het nie, sê ook vir jou, hy wat nie werk nie, moenie eet nie. Die evangelie ondersteun nie luiheid nie, verseker nie. Die evangelie verwag verantwoording van die gelowige, om ook by te dra tot die geestelike gemeenskap. Goed? Daarom, ek is glad nie 'n voorstander, en ek sê dit nou sommer reguit, jy gaan my nie kry om sommer vir iemand net geld te gee nie. Ek gaan nie vir 'n persoon wat behoefte het geld gee nie, want ek gaan nie sy gomsnyf gewoonte ondersteun nie. Ek sal eerder 'n brood gaan koop en dit vir die persoon gee, dat die persoon dit kan eet, as wat ek geld gaan gee, want jy weet nie altyd wat die uitdaging is wat die persoon het nie. Miskien gaan koop hulle drank of een of ander iets anders. Raak eerder betrokke, leer die persone ken en help hulle midde in daai situasie wat hulle het. Praktiese voorbeeld wat ek mee te doen gekry het, is toe ek saam met hulle net gewerk het, byvoorbeeld daar in Secunda, wat hulle met straatmense gewerk het. Mense wat letterlik hulle hele bestaan is in 'n winkeltrollie. Dis wat hulle rondstoot. En wat vir my goed was om daar betrokke te raak is, dit was nie net woordverkondiging nie, daar's ook gehelp waar hulle spesifiek behoefte het. Goed? Om hulle te kan help binne hulle omstandighede. Maar mens kan nie die persoon, ek wil amper sê, aanneem soos 'n kind en alles net vir hulle gee nie, want dan gaan hulle nie daar wees omdat dit 'n hartoortuiging is nie, dan raak dit vir, wat kry ek uit hierdie uit? Goed? Hulle moet ook die aspek van verantwoordbaarheid aanleer. So hier sien ons dat, hy sê spesifiek, as net soos ook die geloof, as dit geen werke het nie, is dit in sigself dood. Nou word ons gered deur werke. Nooit. Ons werke dra geen meriete nie. Maar wat dit wel doen, jou werke getuig oor die kwaliteit van die geloof wat jy het. As jou geloof eg is, gaan dit oorsit in werke. As dit nie eg is nie, dan gaan daar nie werke wees nie wat vir jou wys die geloof is dood. En dis wat hy sê in die volgende verse wat hierop volg. Hy sê byvoorbeeld in vers 20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Bietjie verder, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Nog 'n voorbeeld, vers 24, sien jy nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Het jy geweet dat Martin Luther, toe hy die Bybel in Duits vertaal, toe wil hy hierdie boek, Jakobus, uithaal. Hy het gesê, hierdie boek, en hierdie versie was vir hom een van die grootste probleme. Hy het gesê, nee, ons word nie gered deur werke nie. Maar hy het die versie nie reg verstaan nie, want hierdie versie sê nie vir jou werke dra meriete, sodat jy gered kan word uit jou werke nie. Dit praat oor die kwaliteit van geloof. So wat hierdie vers wel vir jou sê, as daar geen werke is nie, dan is daar geen geloof nie en daarom kan jy nie gered word nie. Geloof moet altyd oorskakel in praktiese aksie. Nou meeste mense interpreteer hierdie verwysing na geloof en werke. Nou ek moet goeie werke doen vir my. Goed, ek moet my Bybel lees, ek moet bid, ek moet kerk toe gaan, daai tipe van dinge.
maar hulle dink nooit daaraan dat die evangelie is altyd uitwaarts gerig. Die oomblik wat iemand tot verlossing kom, en hulle werklik die hart van Christus verstaan, en verander word om te word soos Christus, gaan hulle 'n passie ontwikkel vir die siele van ander mense. Dan gaan die verkondiging van die evangelie, die uitbrei van die koninkryk, gaan op hulle harte lê. Te veel mense in ons kerke is net gepla oor, gaan ek gered word, gaan my vrou gered word, gaan ons kinders gered word, en dis dit. Dis nie 'n Christus hart nie. Christus se hart het uitgereik na elkeen wat hy teëgekom het. Selfs die waar dit vir hom in die sosiale samelewing nie voordelig was om na hulle toe uit te reik nie. Waar die Joodse samelewing sou gesê het, hoorie, maar jy kan nie saam met 'n tollenaar wil gaan eet nie. Jy kan nie met sondaars meng nie. Jesus het hom nie daarin gesteer nie. Want dit het nie vir hom gegaan oor sosiale aanvaarding in die mense se samelewing nie. Dit het vir hom gegaan oor die siele van mense, daarom het hy altyd uitgereik. Nou 'n persoon wat werklik 'n oorgawe maak aan die Here en begin het in die proses waar hulle verander word om soos Christus te word, gaan altyd uitreik na ander mense toe. Want vir hulle is dit ondenkbaar om te dink dat 'n ander persoon moontlik die ewige lewe gaan mis, net omdat hulle nie bereid was om uit te reik en te vertel van Jesus en om 'n verskil in die persoon se lewe te maak nie. Goed. Dan vers 26. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is die geloof sonder die werke dood. Met ander woorde, ons moet aktief raak. Ons moet begin werk onder mense. Die evangelie verkondig, die karakter van Christus aanleer en mense bereik met sy liefde, sodat hulle die voorreg kan hê om ook in verhouding met hom te staan. So, om die evangelie te deel, beteken meer as net om van Jesus te vertel met woorde. Het gaan nie net oor die woord nie, het gaan oor die daad ook. So die deel van die evangelie in daad is meer effektief as die mondelinge weergawe. Ons moet die beginsel verstaan. Baie mense is alreeds skepties oor Christene. Christene het nie 'n goeie naam in die wêreld daar buite nie. Hulle word as baie skynheilig beskou. En waar jy werklik 'n verskil kan maak, is as jy 'n verskil maak in die persoon se lewe, vir 'n persoon wat byvoorbeeld heeltyd verwerping aanvaar, aanvaarding wys, sonder om die persoon se sonde te aanvaar, maar die persoon te aanvaar en in liefde te hanteer. En daardeur gaan die deur oop, sodat hulle ook in verhouding met Christus kan staan. Goed? Ons moet hulle ontmoet, daar waar hulle is. So, wat doen geestelike oefening vir my? Dit verbind my aan mense en bied die geleentheid om my geloof te deel. Dan, dit help my geestelik groei deur insig in Jesus se karakter, deur te ervaar wat hy ervaar in beide verwerping en aanneming. Het almal wat Jesus gehoor praat het om aanvaar? Nee, nie is naaste by nie. So wanneer ons die evangelie bring en iemand verwerp ons, dan kry ons deur praktiese ervaring insig in dit wat Jesus ervaar het, in terme van verwerping, maar ons kry ook dieselfde sin van vreugde wanneer iemand hulle hart vir die Here gee. Gaan lees 'n bietjie wanneer Paulus skryf. Paulus skryf en dan praat hy van hierdie vreugde wat hy het. Ek wil julle weer gaan besoek, ek is so bly oor julle wat die Here gevind het. Dis amper asof dit vir hom sy opgewondenheid in die lewe gebring het. Onthou, die evangelie was sy hele lewe. Hy was bereid om daarvoor gevangenis toe te gaan, op die ou het hy selfs daarvoor gesterwe. Dit was vir hom, dit wat hom gedryf het, dit was die groot motiveerder in sy lewe, was die verandering wat hy in ander mense sien. Goed, nou kom baie mense vandag en hulle sê, maar weet jy, ons lewe 'n bietjie in ander tye, ons moet kos op die tafel sit, ensovoorts, ensovoorts. Paulus het ook gewerk, wanneer mense vir hom geld gegee het, en sy bediening ondersteun het,
het dit aanvaar, dit het hom definitief gehelp, maar hy maak dit baie duidelik in van sy briewe. Ek het nie op julle nekke gelê nie, ek het nie gevra vir dit nie. Hy het ook gewerk onder hulle, tente gemaak ensovoorts, waar dit ook al nodig was. Maar hy het in sy ervaring, die verwerping ervaar, wat Christus ervaar het, hy het ook die aanneming aanvaar en die vreugde daarvan, om te weet, jy maak 'n verskil in iemand se lewe, nie net nou nie, maar vir 'n ewigheid. So, hoe doen ek geestelike kragoefeninge? Publieke evangelisasie? Nou, dis nie vir almal nie. Realiteit is, ons kan nie almal waterfights wees, of Doug Bachelors wees nie. Hulle is so skaars soos hoendertande, daar is bitter min van hulle. Maar elkeen van ons kan daai skrynwerker wees, wat ons nou hier aand oor gepraat het, wat in Prof Walter se huis moes kaste maak, en vertel het van die evangelie. Dis nie 'n groot publieke ding nie, dis nie asof jy 'n geweldige blootstelling het nie, maar jy kan 'n verskil maak in die lewe van iemand wat 'n Walter Fife of 'n Doug Batchelor of wie ook al kan word. En dan, waar ons omgewing eintlik baie meer van toepassing is in vriendskapsevangelisasie. Elkeen van ons ken iemand wat nog nooit eers gehoor het van Prof Walter nie. Elkeen van ons ken iemand wat waarskynlik nie wat Prof Walter waarskynlik nooit gaan ontmoet nie. Maar ons kan die persoon wees wat 'n verskil maak in daai persoon se lewe. Al is dit nie deur noodwendig al die leerstellings in persoon met hulle te deel nie, maar vir hulle blootstelling te gee aan van sy leerstellings ensovoorts, en dan dit te kan ondersteun, want hulle gaan nie hom bel om vrae te vra nie. So is dit nodig vir ons om elke liewe leerstelling op die punte van ons vingers te ken? Nee. Maar ons kan die kanaal wees waardeur iemand anders by daai waarheid uitkom. En dan nog een, sorgevangelisasie. En hier wil ek graag iets noem. Hierdie is een van die mees ondergebruikte, alhoewel veiligste omgewings om in te bedien. Ek het een keer met 'n vrouegroep praat daar in die Vaaldriehoek. En hulle sê nie, hulle het 'n begeerte, hulle wil ook iets vir die Here doen, maar hulle weet nie regtig wat nie. En ek het 'n rukkie met hulle gesels en net probeer bepaal wat hulle vermoëns is, wat hulle die behoeftes is ensovoorts. En op die einde vra ek vir hulle, okay, wie van julle het nie handeroom by julle nie? Wil jy nou meer? Al daai vrouens het handeroom. Ek sê vir julle, het alles wat julle nodig het. En hulle verstaan nie. Ek sê vir hulle, toe ek hiernatoe ry, net hier om die draai, is daar 'n ouete huis. Ons gaan soontoe gaan en ons gaan evangelisasie doen. Hulle sê, nee, ons kan nie. Jy's geleerd, ons is nie geleerd nie. En ek sê vir my, ek het nooit gesê, hulle moet vir hulle enigiets sê nie. Ek het niks genoem van leerstellings of enigiets van daai aard nie. Hulle sê nou, maar wat gaan ons doen? Ek sê, ons gaan soontoe gaan. Jy gaan by die eerste tannie wat jy kom vra, tannie, kan ek asseblief jou hande vir jou insmeer met room? Miskien jou elmboog ook. As jy gemaklik is, dan jy jou voete vir jou insmeer met room. O ja, nee, dit kan hulle doen. Maar hoe moet hulle nou die geestelike gesprek begin? Ek het nie vir hulle gevra om 'n geestelike gesprek te begin nie. Dis hulle werk. Ek sê vir hulle, ek waarborg julle, as jy dit gaan doen, gaan hulle daai gesprek begin, of ten minste die deur oopmaak. Ons het dit gedoen, ons het uitgegaan, en dis al wat hulle gedoen het. Van daai dames het in die volgende week, toe ek hulle vir die eerste keer weer sien, was hulle al 3 keer by die ouete huis. Van hulle het hoekt geraak daarop. Hulle kon nie daar wegbly nie. Want die realiteit is, daar is mense wat in ouete huise sit, wie se eie families hulle nie kom versorg nie. In die Oosrand is daar 'n frail care center, 'n verswakte sorgsentrum met die naam Esta. En ek kom daar aan en hulle vat my deur om te wys, party van die mense het dementia, hulle word toegesluit in een gedeelte sodat hulle nie kan net wegloop en so aan nie. En ek kom in die een vertrek ingestap en daar's 'n verskriklike vriendelike tannie, en toe ek instap, toe sy opgewonde om te sien, hier kom nou iemand aan. En sy sê vir my, my kinders gaan vandag vir my kom kuier. Ek is so opgewonde, my kinders kom vandag vir my kuier. Ek sê vir tannie, ek is baie bly om dit te hoor. En ek sien die tannie wil gesels. En ek sê vir tannie, ek kan nie nou nie, ek moet saam met die verpleegster deurgaan. Maar wanneer ek klaar is, kom ek terug na tannie toe.
Gee my net so, miskien 20 minute, dan is ek terug. En ek loop uit, en die verpleegster sê vir my, haar kinders kom nie vandag nie. Ek sê, ag, het sy seker net die dag verkeerd gehad. Sy sê vir my, nee. Hulle het al 4 jaar terug hier kom aflaai, ons kan hulle nie opspoor nie. Hulle was nog nooit weer hier nie. 4 jaar. Sy sê, ek is oortuig, die dag as hierdie tannie nie sê, vandag kom my kinders vir my kuier nie, dan rol ons haar hier uit. Sy lewe om haar kinders weer te sien. 4 jaar, niemand van haar familie het kom besoek nie. Moet sy familie wees? Nee. Sy het iemand nodig wat 'n bietjie handeroom vat, handeroom insmeer en net luister. Net daar wees vir haar. Sy sal jou aanneem soos 'n kind. En hulle het nie baie tyd nie. Hulle is op die einde van hulle lewe, en baie van die mense op die einde van hulle lewe, is waarskynlik die laaste kans wat hulle het, om te hoor van die liefde van Christus. Dis 'n veilige omgewing. Dis nie asof jy daar sommer geskel gaan word, ensovoort. Dis die veiligste omgewing om evangelisasie in te doen. Om net eenvoudig by die ooms, baie van die mense, hulle kan, dit gaan nou simpel klink, hulle kan nie hulle eie toon al sny nie. Help hulle met 'n eenvoudige ding, hulle gaan die gesprek oopmaak. En die beste van alles, wat gebeur as een van hulle jou 'n vraag vra wat jy nie weet nie? Ek dink is een van die beste dinge wat moontlik kan gebeur. Want wat jy sê, is jy probeer nie antwoord kry nie. Nee, jy wil die waarheid met hulle deel. En as hulle jou 'n vraag vra wat jy nie weet nie, dan sê jy, oom, tannie, ek weet nie, maar kom ek sê vir jou wat. Ek gaan die antwoord kry, en wanneer ek terugkom om weer by jou te kom kuier, môre of oormôre of wanneer ook al, dan beloof ek jou gaan die antwoord vir jou hê. Wat sê dit vir daai persoon? Hierdie is nie 'n once-off, sodat die persoon goed kan voel oor hulle self nie. Hierdie persoon is geïnvesteer in jou. Hulle stel belang om 'n verskil te maak in jou lewe, fisies en ook geestelik. So, waar is die potensiaal vir gevaar? Daar is nie. As jy nie die antwoord het nie, dan sê net, ek weet nie, maar ek sal vir jou uitvind. So dis 'n veilige omgewing. Baie veiliger, baie makliker as publieke evangelisasie. En ek kan julle waarborg, net hier in julle omgewing gaan julle waarskynlik verskeie instansies hê waar mens daai tipe van sorgevangelisasie kan doen. Uit die aard van die saak sorgevangelisasie, ook by hospitale ensovoorts. So, die geestelike kragbeginsel. Mense gee nie om hoeveel jy weet, totdat hulle nie weet hoeveel jy omgee nie. Hoor julle wat hy sê? Mense gee nie om hoeveel jy weet, voordat hulle nie weet hoeveel, and you cannot fake it. Mense kan agterkom of jy regtig omgee of nie. Hulle gaan dit kan sien. So dit vat daai toewyding. Dit moet uit die hart uitkom, 'n passie vir daai individu, en dit gaan die verskil maak. So, geestelike kragoefening is geloof in aksie. Maar dit bring ons nou by geestelike uithou vermoë. Wat is geestelike uithou vermoë? Onthou ons het nou gepraat oor die kragaspek, daai lewensveranderende aspek. Nou die uithou aspek. Matteus 10 vers 22. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Griekse woord, hupomeno. Nou, daai aspek van wie volhard, wat bedoel hy daar? Wie volhard? Wat gebeur met hierdie persoon? Hy word sleg gesê. Mense haat hierdie persoon. Moet mense jou laat afskrik daaroor? Nee. Die beste wat jy kan doen, en is nie altyd vir ek dink is bietjie makliker vir mans as vir vrouens, maar ons moet krokodilvel hê. Maak nie saak wat ander mense dink of sê nie. Ons druk deur. Jesus is ook sleg gesê. Goed. Ons deel in sy ervaring deur hierdie tipe van dinge te gaan.
So daar moet ons uithou vermoë leer vir wanneer daar aanslag is van ander mense af op ons. Markus 9 vers 19. Toe antwoord hy hom en sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. Nou die Griekse woord daar is anegomai. Ek noem die Griekse woord, want ons gaan net kyk presies wat daai woorde beteken. Hoe lank sal ek julle verdra? So Jesus moes aanhou, want baie keer is dit nie die eerste ontmoeting wat die verandering bring nie, ook nie die tweede nie, ook nie die 10de nie. Partykeer moet jy aanhou vir maande, vir jare, en die deurslag sal op die ou ende kom. So ons moet aanhou, ons moet uithou vermoë hê. Romeine 2 vers 5 tot 7. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy van vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Want elkeen sal vergeld word na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Nou net nou was die woord hupomeno, hierso is dit hupomone. Twee verwante woorde en hier ook die aspek van volharding om deur te druk, om daai deursettingsvermoë te hê om te gaan tot aan die einde. Nou daar's daai woorde. Anegomai beteken to bear with, to endure, to tolerate, to put up with. Hupomeno, to endure, to stand firm, to persevere. Hupomone, steady persistence in doing good, as well as patient endurance under difficulties. Al drie konsepte is om deur te druk, om nie op te gee nie, al raak dinge moeilik, om te sê, hierdie wat ek doen, is 'n lewensbeginsel. En ons moet verstaan, wanneer ons evangelisasie doen, is dit nie net goed vir die ander persoon nie, dis goed vir ons ook. Dis 'n wen-wen, aan al twee kante. So, dis 'n proses, dis nie eenvoudig nie, dis moeilik. Maar onthou net weer wat het ons gesê, toe ons gepraat het oor wilskrag, ons groei nie binne ons eie gemaksone nie. Ons groei wanneer ons uitgedaag word en in situasies geplaas word waarvoor ons eintlik op 'n manier nie voorbereid was nie. Maar dit leer ons groei, ons verbeter. Dan Romeine 5 vers 3 tot 5 sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid verwerk, lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Kyk wat is die voordeel van hierdie uitdaging wat jy in die gesig staar, nê? Daai lydsaamheid, dit werk beproefdheid werk hoop, en daai hoop beskaam nie. So dis deur daai moeilike tye, wat ons gebou word, wat ons karakter gevorm word, en dis nodig vir geestelike groei. So is daar seer kry, wat saamloop met geestelike krag en uithouoefeninge, evangelisasie, werk met ander, ensovoorts. Natuurlik is daar seer kry. Verseker, nie almal gaan die boodskap aanvaar nie. Die boodskapper word soms uitgeskel en vervolg. Daarom moet ons uithou vermoë ook hê. So, uithou vermoë met wie? Want ons moet verstaan, uithou vermoë het met twee mense te doen. Heel eerstens, uithou vermoë teenoor myself. Almal van ons het nog sekere werk om te doen aan onsself. Daar's sekere dinge wat net 'n uitdaging is, wat miskien vir iemand anders maklik kom, maar vir jou nie. Vir my, een van die dinge wat vir my moeilik is, taksies. Dis 'n stryd, maar ek moet daaraan werk, want net wat ek dink, wanneer hy voor my stop, en die lig raak groen, en hy wil eers mense aflaai en oplaai, is nie goed vir my nie. En ek erken dit, ek bely dit, en ek bely dit voor die Here ook, dis iets wat ek aan moet werk, maar genade, dis 'n frustrasie.
Maar dis 'n frustrasie wat my die hemel uit kan hou as ek nie daaraan werk nie. Want dit strook nie met die karakter van Christus nie. So ek moet uithou vermoë met myself hê om aan te hou om te probeer verander. Ek kan nie net probeer verander en dan gebeur die verandering nie vinnig genoeg en dan besluit ek okay, dis is nou maar wie ek is nie. Dis nie aanvaarbaar nie. Goed, so ek moet uithou met myself. Ek sien jy lag lekker, Stefan. Ek glo ons dele frustrasie daar. So, Markus 4 vers 16 en 17 sê: Net so ook is hulle by wie die rotsagtige plekke gesaai word, wat as dit die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulself het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later, as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik, daai gelykenis van die saaier, nê? Party mense, die oomblik wat dit moeilik raak, dan gee hulle die geloof op. Nee, dis nie die roete tot oorwinning nie. Die roete tot oorwinning is om deur die moeilike tyd te druk, soveel as moontlik in die moeilike tyd te leer, sodat jy by die einddoel kan uitkom. Dan Jakobus 2 vers 2 tot 4. Kyk hierdie ene, ek is mal oor Jakobus. Die verskil tussen Jakobus se brief en Paulus se briewe. Paulus begin altyd so mooi, so vroom, so nice. Weet, vrede en genade vir julle en wat. Jakobus het nie tyd van nonsens nie. Hy wil by die punt uitkom. Kyk hoe slaan hy om, vers 2. Ag dit loutere vreugde, broeders, wanneer julle in allerlei versoeking val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. As jy nou vers 2 lees, dan gee jy dink, die man is mal. Maar hy verstaan die werk. Hy verstaan wat is die doel van daai versoekinge. Hy weet, die versoeking is wat my gaan sterk maak. Dis amper asof hy sê, waar is die versoeking? Bring dit. Ek wil groei. Ek wil meer leer. Laat dit kom. Hy het 'n baie stoïek manier van na dinge kyk. Hy verstaan die moeilike tye. Dis waar die krag kom nou. Let mooi op wat sê in vers 3 en 4. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk en hy verstaan wat lydsaamheid gaan doen. Deur daai lydsaamheid, as dit tot volle verwerkliking kom, dan word jy volmaak en sonder gebrek. Dan gaan jy niks tekort kom nie. En dis waar hy wil uitkom. Onthou ons het gepraat van die onmiddellike gratifikasie teenoor die langtermyn doel. Hy weet, om by die langtermyn doel uit te kom, moet jy deur die lydsaamheid pad gaan. Daar moet versoeking wees, daar moet verdrukking wees, daar moet vervolging wees, allerlei tipe van moeilikheid. Hy sê, bring dit. Bring dit. Ek het die einddoel in oë. Wat se pad dit ook al gaan vat, hy wil daar uitkom. Dis die regte gesindheid. 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Ons gaan baie keer met mense te doen kry wat 'n ander siening oor sekere geloofsaspekte het en hulle hou aan daai goeters vas asof dit 'n lewensboetjie is. En nou moet ons eintlik met ons moet eintlik in beide kante. Ons moet uithou met hulle, maar ook met onsself, laat ons nie opgee in die proses van om hulle die waarheid te probeer wys nie. Want miskien is ons die enigste mense in hulle lewens wat werklik vir hulle die waarheid kan wys. En as ons gaan opgee, dan mis hulle die geleentheid om die waarheid te leer. So ons moet in hierdie geval na beide kante toe met onsself en teenoor hulle, maar ek lys om hier oor uithou vermoë teenoor myself. So, volhard in die woord, hou vas daaraan en leef dit. En dan teenstand en verwerping sal kom. Aanvaar dit, dis elke sport het sy beserings. Wanneer dit kom by die uitdra van die evangelie, daar gaan konflik wees, dis 'n gegewe. Ons moet leer om oor dit te kan kom en om hulle ook vir Christus te kan wen. Dan, uithou vermoë teenoor ander, Kolossense 4.
Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Die manier waarop ons die evangelie verkondig, is van kardinale belang. Want partykeer dra mense die waarheid wat ons het, op so 'n manier oor, dat dit vir die redelike persoon amper onmoontlik is om dit te aanvaar. Nie omdat die waarheid nie waarheid is nie, maar omdat die karakter en gesindheid waarin dit oorgedra word, absoluut nie strook met Christus nie. Dit help nie, jy probeer die boodskap van liefde op 'n ongeduldige, eintlik amper haatlike manier oorgedra word nie. Want dan verloor daai waarheid ook sy krag. Kyk wat sê 1 Petrus 3 vers 15 en 16. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Nie net verdedig jou geloof nie, doen dit met sagmoedigheid en vrees. Nie vrees soos in bang wees nie, eerbied vir die een in wie jy glo, sodat sy karakter ook op die regte manier oorgedra word aan hulle. Met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaamig word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Met ander woorde, ons karakter, die metode wat ons gebruik, moet ook so verdraagsaam wees in terme van die potensiële aanval wat van hulle kom, dat dit wys ons is lydsaam teenoor hulle. Ons antwoord hulle nie met die gesindheid wat hulle meegekom het nie. In hierdie geval is dit duidelik dat jy word belaster deur hulle, maar jy antwoord nie die gesindheid met die gesindheid wat hulle meekom nie. Jy antwoord in die gesindheid van Christus. So, my antwoord is my verantwoordelikheid. My response is my responsibility. Mense, dis moeilik. Dis moeilik. Ongeag van die metode waarop die persoon jou konfronteer, jou respons, jou antwoord, kan jy nie regverdig deur, maar die ander persoon het dit of dit of dit nie. Die ander persoon ken heel moontlik Christus nie, jy ken Christus. Jou antwoord is jou verantwoordelikheid. Gaan jou antwoord Christus reflekteer, of dieselfde karakter wat eintlik sit agter daai persoon se oorspronklike aanval? Your response is your responsibility. Dis nie maklik nie. So, moenie Jesus verloon terwyl jy hom verkondig nie. Want dis wat gebeur. As jy Christus op die verkeerde manier oordra, alhoewel jou mond Christus oordra, kan jou gesindheid hom totaal en al verloon. En dit word 'n wanvoorstelling van wie en wat Christus is. Wat beteken, jy belaster dan eintlik Christus. Want dis dan 'n wanvoorstelling van wie en wat hy is en wat sy liefde behels. So, kragoefening is daai geestelike saad, dis die evangelisasie, en ek sê daar spesifiek, dis nie GMO nie. Waarvoor staan GMO? Genetically modified. Ons kry geneties gemodifiseerde evangelieboodskappe in baie kerke. Baie kerke sê, ja, liefde is liefde, en of dit nou 2 mans is of 2 vrouens is, dis ook okay, dis mos liefde. Dis geneties gemodifiseerd. Dis glad nie meer die oorspronklike produk nie. Goed, ons moet die evangelie bring, en veral in ons konteks, die volle, ewige evangelie. In Openbaring lees ons van 'n 3 engele boodskap. Nou die dag sien ek op YouTube iemand wat 'n opname daar doen, en hulle sê, nee, in daai kerk vertel hulle valsheid, want hulle het 'n alternatiewe evangelie. Hulle verkondig die 3 engele boodskap, en dit voeg by die evangelie wat nie daar was nie. Dis 'n ander evangelie, en ek dink by myself, dis nonsens.
Waarmee begin, wat is die eerste Engelse boodskap? Die eerste Engelse boodskap is die evangelie, net soos wat hy daar staan. Maar nou is daar 'n tweede en 'n derde Engelse boodskap, wat bykom. Hoekom kom dit by? Kon die disippels die tweede Engelse boodskap, geval het Babylon bring? Nee, hulle kon nie. Babylon was nog nie gevorm in sy volle eindtyd konteks nie. En kon hulle die boodskap van die merk van die dier toebring in die volle konteks van Babylon wat geval het? Nee, hulle kon nie. So wanneer ons die evangelie bring, dan bring ons nie net 'n gedeelte van dit nie, ons bring op die regte tyd al drie aspekte van die drie Engelse boodskap. En dis nie 'n ander of 'n alternatiewe evangelie nie, dis die evangelie verpak spesifiek in sy konteks vir ons vandag wat lewe in die eindtyd. Goed? En dan, daai kragoefening is die evangelie van Jesus Christus, uithou-oefeninge, dis daai groeiproses waardeur ons moet gaan, die uitdagings, en dit ontwikkel, dis die ontwikkeling van die karakter van Jesus Christus in elkeen van ons. Nou wil ek vinnig saam met julle net deur 'n laaste paar verse gaan, wat ek dink baie belangrik is, want ek dink dit wys vir ons iets sentraal uit wat ons in gedagte moet hou. Matteus 25 vers 31 tot 46. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Let nou mooi op. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien en in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, sover as julle dit gedoen het vir een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad, julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie herberg gegee nie. Naak, en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van die geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Wat gebeur hier? Daar skape, hulle word aan die een kant gesit, bokke word aan die ander kant gesit. Daar word vir die skape gesê, ek het al hierdie verskillende behoeftes gehad, en julle het my gedien. En hulle sê, wanneer, Here? Wat was die antwoord? Vir die geringstes van hierdie, vir wie julle dit gedoen het julle dit vir
my gedoen. Maar was dit hy? Dis sy naastes. Dis naastes om wie ons dit moet doen. Dis die naastes vir wie ons dit moet doen. Maar let mooi op wat hier gebeur. Sê hy dat die een vir wie dit gedoen is, noodwendig selfs 'n gelowige is? En tog sê hy, as jy dit vir daai een nie gedoen het nie, het jy dit vir my nie gedoen nie. Hoe werk dit? Wat nodig was om die Christus potensiaal in iemand anders te sien, wat miskien nog nie eers vir Christus ken nie. En dit vir daai persoon te doen, asof Christus alreeds in daai persoon se lewe is. Om daai persoon te dien met die liefde, die genade, die evangelie van Jesus Christus. Met die gedagte, wie daai persoon ook al is, wat daai persoon ook al is, wat die persoon se omstandighede ook al is, hoe die persoon ook al lyk. Ek doen dit asof vir Christus, want hierdie persoon is een wat Christus net soveel voor gesterf het, soos vir my. Op 'n manier is dit om Christus alreeds in die persoon se lewe te kan sien, asof hy al daar gefigureer het. Jy hanteer daai persoon, asof jy dit doen, asof dit Christus self is. Want Christus het vir daai persoon ook gesterf. Ons bedien nie mense op hulle eie meriete nie. Daar is nie 'n ding soos, ek wil nie daai persoon bedien nie, daai persoon lyk snaaks. Of ek en daai persoon het nie sekere karaktereienskappe in gemeen nie. Dit werk nie so nie. Ek gaan nou 'n ding aanraak wat miskien vir sommige sensitief mag wees, maar dit is die realiteit van die wêreld waarin ons leef. Ek doen 'n uitreik in die Valdriehoek. En hulle het een sessie wat dis 'n oopvloer vraag en antwoord. Ek doen nie oopvloer vraag en antwoord nie. Dis belaglik moeilik. Onthou ons het net gepraat van as jy vir iemand wat jy sorg evangelisasie en vriende evangelisasie, dis nog redelike veilige omgewings. Oopvloer vraag en antwoord is brutal. Maar is gereël. Hulle het al klaar geadverteer, dis gedoen, ek het nie 'n ander keuse nie. En gelukkig vir my, na omtrent 1 uur of 40 minute, wat bitter lank is om te staan en vra so te antwoord van die vloer af, is ek doodmoeg en ek sê, net een meer vraag. En die laaste vraag wat ek moet hanteer, is 'n ou met so 'n two-tone kakie klere aan, sit so een van die agterste rye. En hy sê, wys my uit die Bybel uit, dat swartes nie diere is nie. Man. Na die tyd het baie mense my gevra, hoekom het jy nie vir hom gesê, maar wys my jou siening uit die Bybel uit nie. Ek gaan nie laat daai ou met die gehoor praat nie. Hoe weet ek wat se nonsens gaan by sy mond uitkom? En ek vra vir hom, hoorie, glo jy in die hele Bybel soos hy geskryf staan? Veral glo jy in Genesis 1 tot 11? Want die oorgrote gros van teoloë glo nie Genesis 1 tot 11 is letterlike geskiedenis nie. Jy kry baie teoloë aan ons teologiese leerskole, al die universiteite en wat nie glo dat daai letterlike geskiedenis is nie. Hulle glo dis mite. Nou kan ek nie 'n argument uit daai gedeelte uithaal as die persoon nie dit glo nie. Hy sê vir my, ek glo elke woord in die Bybel nes wat daar geskryf staan. Ek sê vir hom, right, so jy glo Genesis 1 tot 11? Hy sê ja. Ek sê vir hom, okay. Die Here maak die visse van die see, die voëls van die hemel en die kruipende diere, elkeen volgens sy soort, reg? Hy sê ja. Ek sê, en die Here sê vir Noag, bring daai diere in die ark in, 2-2, elkeen volgens sy soort, reg? Hy sê ja. Ek sê, kon hy 2 wyfies vat? Hy sê nee. Ek sê, kon hy 2 mannetjies vat? Hy sê nee. Ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê, hulle kan nie teel nie. Kan honde en katte teel? Nee. Hoekom nie?
Want 'n hond en 'n kat is nie dieselfde ding nie. Vir hulle om te kan teel, moet hulle dieselfde ding wees. Ek sê vir hom, kan swart en wit teel. Ek het nie die Bybel geskryf nie. Ek gebruik net die argument wat die Bybel vir jou gee. As hulle fisies kan teel, moet dit dieselfde ding wees. Dis mense. 'n man is so kwaad, hy wil my bykom. Maar ek was nie klaar nie. Ek sê toe vir hom, weet jy wat? Ons is nie gered deur Jesus se velkleur nie. Ons is gered deur sy bloed. Sy kleur is irrelevant. Hoor mooi wat ek vandag sê. As daar iemand sou wees, wat as dit sou uitkom, dat Jesus swart was, sê nou gaan ek nie meer in hom glo nie. Daai persoon is nie werklik gered nie. Want as God sou besluit om sy seun te manifesteer op aarde, in 'n kleur wat jy nie van hou nie, maak dit hom nie minder die seun van God nie. Ek dink nie hy was swart nie, ek dink definitief ook nie hy was wit soos wat ons wit verstaan nie. Hy kom uit die Midde-Ooste uit. Goed? Ons moet kan deur die uitdagings in die persoon se gedagte kan sny en die waarheid van die woord kan bring. Maar ons moet verstaan, daar gaan, soos die Engelse sê, pushback wees. Daar gaan seer kry wees, daar gaan skel wees. Jy het my 'n paar gevleelde woorde genoem. Dis okay. Want hy noem dit eintlik nie vir my nie. Eintlik sê hy dit vir Jesus. Eintlik sê hy dit vir die Godheid. Want die Heilige Gees het die Bybel geïnspireer, nie ek nie. Ek het nie een woord in die Bybel geskryf nie. Ons moet net die Bybel, die liefde van Christus, moet ons bring. Dis die werk van die Heilige Gees. As ons dit in die regte gesindheid, met die regte houding oordra, is die Heilige Gees die een wat hulle sal oortuig van liefde en van oordeel. Goed, hy sal die werk in hulle harte doen. Goed. Is daar enige vrae oor wat ons vanaand bestudeer het? Yes. Hoe ver of hoe groot is gehoorsaamheid om nou te hoor wat ek hoor, maar ek moet dit nou, ek moet gehoor gee. Ja. Hoe belangrik ons sê is gehoorsaamheid om die evangelie te hoor en dan dit deel te maak. Dit is van kardinale belang, want as daar nie gehoorsaamheid gaan altyd lei tot aksie. Veral in die Ou Testament, in Hebreëus, wanneer hy praat van luister, kan jy onthou toe ons in gisteraand se lesing, het hy gesê, koop van my, en dan het hy ook in die Ou Testament tekste gepraat van luister na my stem. Daai luister impliseer dat dit nie net om dit te hoor nie, maar dis luister en gee ag op. Met ander woorde, dit impliseer dat daar gehoor gegee word ook in dade, in terme van dit wat gehoor word. Dit is van kardinale belang, want as geloof sonder werke dood is, geloof kan daar wees sonder enige werke, maar dan is daai geloof eintlik dood. Dis amper so goed soos dit was nie daar nie. Die Bybel leer vir jou die konsep, dat selfs die duiwels glo. En hulle sit daar, hulle is nie gehoorsaam nie. Inteendeel, hulle is rebels. Goed? Gehoorsaamheid is van kardinale belang. Maar nou moet ons ook verstaan, ons as sondige mense ons gaan foute maak. Ons gaan ook sonde doen. Daar's aspekte in ons lewens waarin ons gaan struikel. Maar ons het daai berusting wat ons kan vind, dat ons kan altyd in opregtheid terugkom na Christus toe en om vergifnis vra daarvoor en vir die Here vra, leer my, maak my sterker in hierdie aspek, laat ek nie weer hierin val nie. Laat ek aanstaande bly en kan deurdruk. Maar gehoorsaamheid is van kardinale belang. Onthou wat ons gelees het oor Saul, wat die Here vir hom gesê het, gehoorsaamheid is belangriker as offerande. Hy soek nie 'n leedop godsdiens nie. Jy kan selfs die Sabbat hou as 'n leedop. Hoor jy mooi wat ek vir jou sê? Want nie almal wat Sabbat hou, gaan hemel toe nie.
Want daar's mense wat dit hou ritualisties, maar hulle het nie werklike verhouding met Jesus nie. Daar's net, en ook, net so om by te voeg, denominasionele affiliasie, watter kerk jy aanbehoort, vat jou nie hemel toe nie. Net Jesus Christus, 'n lewende verhouding met die verlosser en saligmaker Jesus Christus, is die enigste manier hoe jy in die hemel uitkom. Maar dan ook, in sekere kerkdenominasies, preek hulle altyd, fire and brimstone. Baie van die mense wil hemel toe gaan omdat hulle bang is vir die hel. Jy gaan nie by die hemel uitkom omdat jy bang is vir die hel nie. Jy moet hemel toe wil gaan omdat jy by Jesus wil wees. Jy gaan nie eens worry oor die hel nie, want dit gaan oor die lewende verhouding met hom. Goed? Dit kan nie wees oor ek so bang vir die, daarom wil ek daai opsie hê nie. Dit gaan oor die verhouding met die persoon, met die verlosser en saligmaker, dis waaroor dit gaan. Goed, enige ander vraag? Ja, onthou, dit het ek gesê oor Martin Luther. Hy kom uit 'n konteks uit waarin werke deel was van dis wat jy moet doen om verlos te word. En hy het in volgorde, het hy die boek Jakobus toe nou laaste ingedruk. Maar hy was in gesprek met van die ander teoloog van sy tyd en het vir hulle gesê, hy het sy bedenkinge oor hierdie hoofstuk, en die ander het vir hom gesê, nee, hierdie boek moet bly. Maar omdat hy sy bedenkinge gehad het, het hy hom agterin gesit, hy het hom nie uitgegooi nie. Maar hy het wel deur die denkproses gegaan van hoe vereenselwig ek my met hierdie aspek van, sien jy nou dat ons gered word deur werke en nie alleen deur die geloof nie. Maar nie heeltemal verstaan, die werke is bloot net 'n indikasie van die kwaliteit van die geloof nie. Dis die geloof wat jou red, nie die werke nie. Want is nie meriete draand nie. Goed. Yes. Yes. Ja. Presies dit. Nou as iemand dan beweer, hy het geloof, maar hy is nie gehoorsaam nie, kan die persoon ernstig opgeneem word? Nee, want daar gaan eintlik kognitiewe dissonansie wees. Want hy hou twee teenstrydige gedagtes op dieselfde tyd en hy probeer dit manage. Die werke moet spreek van die geloof, anders is dit 'n probleem. Goed, enige ander vraag? Môre aand kom ons in die volledige week se opleiding wat hierdie evangelisasie aanbetref, doen ons die siklus van evangelisasie, dan 'n hele lesing net oor aanpasbaarheid. Hoe gaan jy te werk om 'n persoon te ontmoet daar waar daai persoon is? Want as jy 'n vis wil vang, dan kan jy nie die hoek op sand gooi nie. En jy kan nie 'n seevis vang in 'n rivier nie. Jy moet weet watter vis jy wil vang, en jy moet weet watter aas jy moet gebruik om watter vis te vang, as jy dit effektief wil doen. Nou daar's 'n geestelike applikasie. Nie almal gaan maklik bereik word met profesie nie, maar party mense wat lief is vir geskiedenis, hulle gaan jy definitief baie makliker nader trek met profesie. So dis hoe om mense te lees, hoe om te verstaan, hoe om hulle effektief te bereik. Dan evangelisasie doene, dinge wat jy definitief moet doen. Wanneer jy evangeliseer, dan doen nie. Daar sekere dinge wat jy nooit moet doen nie. Die oomblik wat jy dit doen, kan jy dit vergeet. Jy gaan nie sukses bereik nie. En dan die laaste een, ou moet gereed wees om te deel. Ou moet daai passie hê vir mense siele. Môre aand se lesing, stiltyd, gaan primêr oor gebed en oor die Bybelse weergawe van meditasie. Tot dan, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons weer vanaand kon besin oor wat die Bybel vir ons leer, oor uitreik, evangeliseer, om mense te bereik, daai geestelike oefening. En Here, waarskynlik het elkeen van ons wat hier sit, op een of ander manier al seer gekry in daai proses. Deur dinge wat mense sê, dinge wat mense doen. Maar Here, mag ons nooit van stryd gebring word deur ander mense se reaksies nie. Maar mag ons ook 'n dieper verstaan aanleer van wat u self deurgegaan het. Toe mense u verwerp het, toe mense lelike dinge gesê het, u woorde verdraai het,
eintlik 'n wanpersepsie, 'n karikatuur geskep het van wie en wat Christus is. Here, so kan ons ervaar dat dit waarskynlik met ons ook gaan gebeur. En Here, mag ons verstaan dat daai vir ons 'n leerproses, 'n leergeleentheid skep, waarin ons ook verander kan word, sterker gemaak kan word, kan groei, want dis ons begeerte om geestelik te groei en in karakter verander te word om meer te wees soos Jesus Christus. Here, gee vir ons reisende genade, bring ons veilig by die huis en gee ons ook weer die geleentheid om by mekaar te kan kom, om verder te bestudeer oor wat gebed werklik is, wat Bybelse meditasie werklik is, sodat ons ook in ons kommunikasie met U kan groei. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.